Goeiemôre gemeente. Goeiemôre, kan almal my hoor? Dis my 'n groot voorreg om vanoggend weer hier saam met julle te kuier en mag jy vanoggend die Here se genade en liefde opnuut ervaar. Ons is nou in die tyd net voor Pinkster en in hierdie tyd is dit vir my baie belangrik dat ons een ding vanoggend besef en huis toe vat. Dat omdat God is ek en jy vanoggend vergewe. Jesaja 43 vers 1 sê, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Kan ons... Ons gaan nou kans gee vir die opneem van die kollekte. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Here, dankie dat ons vanoggend hier as 'n gemeenskap en 'n gemeente bymekaar kan wees, Here. Dankie dat ons ook nou dit wat ons het na U toe kan bring, Here, tot eer en verheerliking van U naam en U koninkryk. Here, dankie dat U vir ons liefhet en dankie dat ons kan weet, elkeen van ons wat vanoggend hier sit, wat vanoggend dalk aanlyn luister, elke persoon van ons kan weet, omdat U is ons gered. Gaan ook saam met ons hierdie dag en beskerm en bewaar ons in U naam ontwil. Amen. Liewe gemeente, Jesus Christus is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Ek groet julle dus vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en ook die Heilige Gees.
Kom ons bly sommer so sit, dan sing ons saam lied 241, vers 1 en 2. Daar sal vanaand geen aanddiens wees nie, so maar net hê almal moet weet daar's nie vanaand enige aanddiens nie. Vanoggend is ons dankbaar vir ons moeders. Dit is vandag Moedersdag en in hierdie dag kan ons nie anderste as ondankbaar te wees nie. En ek wil vanoggend die volgende graag met julle lees aan almal wat geboorte geskenk het aan hulle eerste kind. Ons vier saam met jou vandag. Aan almal wat 'n kind verloor het. Ons is hartseer saam met jou. Aan almal wat elke dag met kinders in loopgrawe is en die kernteken van kosvlekke dra. Ons waardeer jou. Aan almal wat verlies beleef het deur miskrame, mislukte aannemings of kinders wat weggeloop het. Ons treur saam met jou. Aan almal wat die moeilike stap van onvrugbaarheid geloop het, ons loop saam met jou. Vergewe ons wanneer ons onsensitiewe goed sê. Aan alle pleegmaas, mentorsmaas en geestelike maas, ons het jou nodig. Aan almal wat goeie, warm verhoudings met hul kinders het, ons vier dit saam met jou. Aan almal wat teleurstelling, hartseer of afstand met hulle kinders beleef, ons sit by jou. Aan almal wat vanjaar hul maas verloor het, ons huil saam met jou. Aan almal wat deur hulle eie ma mishandel is, ons gee erkenning aan jou belewenis. Aan almal wat bestuurslisensietoetse, mediese toetse en die algemene toetse van moederskap oorleef het, ons is beter, omdat jy by ons is. Aan almal wat vanjaar leeneste het of gaan hê, ons dink aan jou. En aan almal wat swanger is, beide verwag of verras, ons sien saam met jou uit. Liewe moeders, dit is my een van die mooiste dinge om te kan sê, ek is nog geseënd om 'n ma en 'n skoonma te hê en 'n wonderlike skoonouma. En dit is net vir my wonderlik om te weet dat die Here ook vir my geseën het met 'n wonderlike ma-figuur in my lewe.
En my gebed is dat ons vandag ons ma sal vier en dat ons ook 'n sensitiwiteit sal hê teenoor die wat dalk nog nie ma's is nie, want ons het nog nie in hulle skoene gestap nie en ons weet ook nie waardeur hulle gaan nie. Maar ek wil graag nou van hierdie geleentheid gebruik maak dat jy sommer omdraai en vir die persoon langs jou of voor jou of agter jou sê, gelukkige Moedersdag, ons waardeer jou. En mans, as jy dit nog nie vir julle vrouens gesê het nie, dan is dit nou die kans, moenie sê jy het vergeet nie, sê net jy het gewag vir die dominee om vir jou te sê. En sê, ek hoop almal is nou vanoggend gegroet. As al die ma's gegroet, is almal welkom. Nou, gaan die ma's vir die pa's sê, dankie vir die. Dankie dat hulle ook hierdie pad saam met jou stap en welkom aan die res van julle. So, ma's, nou met jou op dankie sê. Ek sien daar's 'n paar ma's wat nie wil dankie sê nie. Maar toe maar, ons is vergewe, né? As hy, baie welkom aan elkeen. Mag julle vanoggend die Here se genade en liefde ervaar en mag julle vanoggend hier uitstap met 'n warmte om te weet dat sy liefde en sy genade vir elkeen van ons genoeg is. En ek wil net weer eens die tema vanoggend herhaal, want dit is die kern van vanoggend se boodskap. Omdat God is ek vergewe. Jesaja 43 vers 1 sê, moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Kom ons staan, dan sing ons saam lied 508. Ons gaan nou dadelik oor na lied 422 en ek wil hê ons moet dit regtig vir met vrymoedigheid vanoggend kan sing, want wanneer ons dit vanoggend sê om te sê die Here het opgestaan, dan weet ons hy het nie net opgestaan nie, maar hy het opgestaan vir my en jou en daarom kan ons vanoggend as gemeente hier saam wees. Kom ons sing saam lied 422. Yeah.
As jy jou Bybel hier het, kan jy dit saam met my oopmaak vanoggend by Jesaja 43. Ons gaan net een versie lees, en dit is sekerlik die bekendste versie in Jesaja, maar voordat ons dit doen, kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat ons kan weet, U het opgestaan, Here. Dankie dat ons kan weet, ons is vergewe, en dat U elke oomblik van elke dag saam met ons is, en by ons is, en 'n pad saam met ons stap, Here. Here, ons kom vanoggend na U toe, soos dat ons is, met ons eie pakkie bagasie, ons eie seer, ons eie mooi en ons eie lelikhede, en ons kom sit dit vanoggend hier by U voete neer. Ons kom sê vanoggend vir die dankie vir ma's, Here. Dankie vir wonderlike ouers, dankie vir familie en dankie vir vriende, Here. En wanneer ons vanoggend U woord oopmaak, wil ek vir U vra as daar enigiets is wat ek vanoggend sê wat nie van U afkom nie, Here, vra ek my gebed vanoggend, dat U dit nie op hierdie gemeente se hart sal laat lê nie, Here, maar dat hierdie gemeente net sal hoor dit wat U vanoggend vir elkeen van hulle wil sê. Dankie dat ons nou na U toe kan kom. Dankie vir U goedheid, dankie vir U guns. Amen. Jesaja 43 begin met: Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Hierdie is my 'n ongelooflike gedeelte in die Bybel, wat 'n persoonlike getuienis is, wat ek glo die Here met elkeen van ons ook vanoggend wil deel. Die fokus is, luister, fokus. As iemand vir jou sê, luister gou hier, dan sê hulle vir jou, jy moet nou fokus op dit wat ek nou vir jou wil sê. So hy begin met, luister, daar's belangrike inligting wat nou gaan volg. Die Here is hier self aan die woord, want as ons gaan en ons kyk, dan sê hy, die Here wat jou geskep het sê, moenie bang wees nie. Dis hy wat praat. Die een wat jou ken, die een wat weet wie jy is. Moenie bang wees nie. Die lewe sal soms goed na jou kant toe gooi, maar hy het dit self oorwin. Soms gooi die lewe dinge na ons kant toe wat ons so bietjie negatief maak. Soms gebeur daar goeders in ons lewe wat vir ons dalk so klein bietjie te veel is. Ek weet nie waar jy op hierdie stadium in jou eie persoonlike lewe is nie. Miskien het jy jou eie struikelblokke, miskien het jy jou eie pakkie seer wat jy dalk nie met ander mense wil deel nie, of kan deel nie. Maar die Here wil vanoggend vir jou kom sê, luister. Luister net vir een oomblik wat ek vanoggend vir jou wil sê. Ek wil hê jy moet hoor dat jy is genoeg. Ek wil hê jy moet hoor dat ek het 'n plan met jou lewe. Hy sê, ek verlos jou. Ek vergewe jou. Nie iemand anders nie, die Here is hier self aan die woord. Hy sê self, my kind, ek wat God is, ek wat die hemel en die aarde geskep het, ek is lief vir jou, soos wat jy is. Elke een van ons wat vanoggend hier sit, het dalk al 'n maar oomblik beleef. Nie maar nie, 'n maar oomblik beleef. En ons gaan nou daarby uitkom. Maar die Here wil vanoggend vir jou een baie duidelike boodskap gee, en dit is, ek het jou op jou naam geroep, lank voordat jy was. Van die begin af. Toe Jesus daai dag aan die kruis gesterf het, het hy dit gedoen vir elkeen van ons. Was ons reeds toe deel van sy plan. Hoekom? Want jy is myne. Die feit dat ons, daar sal julle in rooi sien, die woordjie verlos, die feit dat ons verlos is, kan ons weet dat ons aan God behoort. Hoekom? Want hy het ons gevorm.
Hy ken ons. Hy het ons gemaak. Hy is lief vir ons, soos wat ons is. Maar, ons is mense. Wie van julle het al met die Here gepraat en die woordjie maar gebruik? Niemand? Maar Here, baie dankie vir wat U vir ons in Jesaja 43 sê. Dankie dat U vir ons sê, U het ons op ons naam geroep, U ken ons, U het ons in ons moederskoot gevorm, dis vandag Moedersdag. Dankie daarvoor, maar Here, maar. Nou as jy my warm onder die kraag wil hê, dan moet jy vir my die woordjie maar gee. Het jy dit gedoen? Nee, maar. Dis iets wat ouers dalk baie goed ken. Of vrouens. Kyk na my man, maar hy kyk nie nou na my nie. Ons gebruik so hierdie woordjie baie, omdat ons wil regverdig hoekom ons dink ons nie die Here se genade en liefde verdien nie. Maar Here, ek raak kwaad. Jy het my nog nie gesien met die werk nie. Dis baie keer moeilik, as iemand nie doen wat ek wil hê hulle moet doen, soos wat ek dit gedoen het nie. Of as my kinders nie dinge doen, soos wat ek dit gedoen wil hê nie. Here, ek is baie lief vir my ma, maar joh, sy kan nogal sy yskas op 'n sekere manier wil hê. En sit jy nou net nie die kaas op die regte plek nie. Dan raak sy kwaad. Ek raak kwaad. Dan sê die Here vir jou, en? Wat daarvan? Jesus het ook kwaad geraak, het julle dit geweet? Hy het ook kwaad geraak. Dis natuurlik, dis 'n menslike emosie wat ons ervaar. Jesus het kwaad geraak vir sy disippels. Hy het kwaad geraak dat mense nie wou raak sien wat hy weet nie. Een van die persone in die Bybel wat daarin baie kwaad geraak het, was Moses. Hy het so kwaad geraak dat hy die gebooie, die woord van God, neergegooi het. En alles waarvoor hy gewerk het, opgeoffer het, om nie beloofde land in te gaan nie, omdat hy kwaad was. Het die Here hom nog steeds lief gehad? Onvoorwaardelik. Onvoorwaardelik was die Here nog steeds lief vir Moses. Want hy het 'n plan gehad met sy lewe. Maar Here, okay, dankie dat U kwaad kan vergewe. Maar sjoe, ek kan oordeel. Ek kan oordeel. Ek sukkel so 'n bietjie met oordeel. Dis een van daai dinge wat ek weet ek moet dit nie doen nie, maar ek doen dit. Ek weet dit is nie reg nie, maar ek doen dit. Dan wat dink julle sê die Here? En? Jy oordeel. Weet julle wie het nog geoordeel? Mense baie naby aan Jesus. Wie was dit? Lekker klippe gegooi het. Die disippels. Jesus se eie mense, die mense naby aan hom, het ook geoordeel. Hulle het elke dag 'n pad saam met die Here gestap. Hulle het elke dag geweet, die Here sê moenie 'n ander persoon oordeel, en wat het hulle gaan doen? Hulle het geoordeel. Maar het jy daai vrou gesien? Nee, die kindertjies kan nie na die Here toe kom nie. Hy's besig. Hulle het hulle eie oordeel gebruik. Nou raak 'n bietjie persoonlik hier. Ek het na 'n ander vrou gekyk. Dis rof. Nie 'n lekker ene nie.
Maar wat dink jy sê die Here? Moet iemand raai? Kom julle moet nou my patroon kry. En? En jou punt is? Dink jy dit maak my minder lief vir jou? En ek wil net baie duidelik sê, dit beteken nou nie, die feit dat die Here sê, dit maak hom nie minder lief vir jou, dat ons dit kan doen nie. Niks van hierdie goed is reg nie, dit bly verkeerd. Dis baie belangrik om dit te besef. Dis nie die kern van die boodskap om te doen hierdie goed nie. Die Here sê, en? Wie van julle weet, wie in die Bybel het hierdie probleempie gehad? Die Here was baie lief vir hom. Dawid was bereid om iemand dood te maak. Was die Here nog lief vir hom? Onvoorwaardelik. Het die Here hom nog steeds koning gemaak? Ja. Het die Here nog steeds die leeu se monde toegemaak vir sy vriende en vir hom gered? Ja. Ek het nie vir u opgestaan nie. Jy weet as jy in die winkel is en iemand gebruik die Here se naam, hoeveel van ons sê, julle dis nie reg nie? Hoeveel van ons kyk stories waar hulle die Here se naam misbruik en ons bly aankyk? Elke dag. En wat dink julle sê die Here? Bejaarder en ek weet dit. Maar weet julle wie dit ook gedoen? Weet julle wie het ook die Here verraai? Ek hoor hom. Judas, ja. Wie nog? Petrus. Was die Here lief vir Petrus? Onvoorwaardelik. Ons is so geneig in ons lewe om iets te wil terugverwag. Is julle ook groot gemaak so, as iemand vir jou iets in 'n bakkie bring en jy gee die bakkie vir hulle terug, wat moet jy insit? Iets, né? Ons moet altyd ietsie insit. Jy kan nie 'n leë bakkie teruggee nie. Wie van julle se ouers het dit gesê? Kom aan. Né? Ons is so groot gemaak. Ons lewe in 'n tyd waar dit is, ek gee vir jou dit sodat jy dit vir my kan gee. Maar die Here sê, in my lewe is dit onvoorwaardelik. En dis hoekom ons nie altyd hierdie term van onvoorwaardelik verstaan nie. Want ons word groot gemaak, baie lief vir ons ma's vanoggend, maar ons word groot gemaak met die hele ding, alles wat jy kry, moet jy verdien. Wat doen skole? Hoe word kinders se prestasie gemeet? Weet julle? Of doen hulle dit nie? Kry julle nie trofees en balkies en ereklere en daai dinge nie? Ons word groot in 'n tyd waar dit gaan oor, dit wat jy vir my gee, kan ek top, beter. Dis 'n ruiltransaksie. Maar in die oë van die Here werk dit nie so nie. Ja, jy het nie vir my opgestaan nie. Jy het my verraai. Maar weet jy wat? Ek het nog steeds vir jou aan die kruis gesterf. Ja, jy het dalk jou vrou verneek, of jou man verneek, of whatever gedoen. Maar ek is nog steeds lief vir jou. En ek wil baie duidelik ook vanoggend sê, ek praat nie hierdie goed nie. Ek sê nie dis reg om hierdie goed te doen nie. Maar wat ek wil sê vanoggend is, dat elkeen van ons wat vanoggend hier sit, is skuldig aan God se kruisiging. Elkeen van ons wat vanoggend hier sit, het vir Jesus aan die kruis vasgespijker. Elkeen van ons wat vanoggend hier sit, doen dit elke dag. Wanneer ons nie opstaan vir die Here nie. Wanneer ons nie sy naam heilig hou nie. Wanneer ons nie ons huwelik eerste sit nie.
wanneer ons nie ander kan vergewe nie, wanneer ons ander oordeel. Elke dag is ons besig om hierdie geskenk wat die Here vir my en jou gegee het, in sy gesig terug te gooi. Want ons dink, ons verdien dit nie. Wat is 'n geskenk? Wat is 'n geskenk? Is dit iets wat jy verdien? As jy verjaar, moet jy 'n geskenk kry? Nee. Ek gee nie vir iemand iets, sodat ek iets kan terug verwag nie. Ek gee vir iemand iets, omdat ek graag wil. Ek en jy het Jesus gekruisig, en ons is elke dag besig om Jesus te kruisig. En wat dink jy sê die Here vir ons terug? Ek hoor hom. Dan sê ons maar, en Here, ja, ek verdien nie. Ek verdien nie dit wat U alles vir my gedoen het nie. Ek verdien dit nie. Niks wat ek ooit doen of sê sal dit kan verdien nie. En dis die waarheid. Daar is niks wat ek en jy kan doen om hierdie genade te verdien nie. Niks. Maar die Here wil van ons in Jesaja 43 iets baie duidelik om sê, dit is baie eenvoudig. Jy is myne. Jy is myne. Met jou foute, met jou tekortkominge, jy is die een vir wie ek lief is. Jy is die een vir wie ek my lewe neergelê het. Ek het jou lief, soos wat jy is. Ek het jou lief vir wie jy is. Nie vir wat jy kan doen nie. Iemand het eendag vir my iets gesê, dit het my baie in die dink gesit. Ons probeer so vir die Here opstaan. Ons het nie nodig om vir hom op te staan nie, hy is God. Hy is God. Maar wat kan ons doen? Ons kan lewe sodat ander mense hom in ons kan raak sien. Ek is bang ek het al hierdie storie met julle gedeel die vorige keer, en as ek het, verskoon, ek gaan hom nou weer deel. Maar eendag was daar 'n seentjie wat vir sy ma gesê het, hy wil graag saam met Jesus gaan koffie en koek drink en eet. En hy sê toe vir sy ma, sy moet asseblief vir hom 'n tassie pak met koeldrank en tientjies. En die mamma pak vir hom toe 'n tassie met koeldrank, tientjies en 2 broodjies. Daar gat hy, parkie toe. So in die parkie wag hy en hy wag vir Jesus om te kom. Die volgende oomblik toe kom daar iemand aangehardloop en die ou sal uitasem uit en hy staan daar en hy sê, "Sjoe, hy's nou so moeg," en hy dink, as Jesus nou is wie Jesus sê hy is, gaan Jesus nie omgee as hy nou sy koeldrank vir die persoon gee nie. En hy gee toe sy koeldrank vir hierdie persoon wat uit asem uit is en moeg gedraaf is. En hulle gesels en so gaan hy aan. En hy wag vir Jesus. Trawer is verby. Bietjie later toe kom sit daar 'n ou tannie langs hom. En hy kan sien die tannie het in weke laas iets behoorlik geëet. En hy vra vir die tannie, "Tannie, wil tannie dalk 'n broodjie saam met my deel?" En hy en die tannie sit en hulle gesels en hulle deel 'n broodjie. En tannie gaan huis toe en sy is baie dankbaar. 'n Bietjie later te kom daar 'n maatjie en hy gee toe die tientjie vir die maatjie en hulle gesels en hy gaan toe huis toe en hy kom by sy ma en sy ma vra toe vir hom, "En hoe was jou ete saam met Jesus?" En hy sê, "Mamma, het mamma geweet dat Jesus draf? Het mamma geweet dat Jesus eintlik 'n ou tannie is? Het mamma geweet dat Jesus 'n jong seentjie is?" En so gaan elkeen van hierdie mense ook huis toe. En die ou tannie sê vir haar dogter, "Het jy geweet
dat Jesus 'n 6-jarige seentjie is. En die kern van hierdie verhaal is eenvoudig, dat ek en jy so moet lewe, dat ander Jesus in my en jou kan raak sien. Dat ons so moet lewe, dat ons kan weet, dat ander mense kan weet, dat hulle is vergewe. Ek het nie nodig om vir mense elke dag van Jesus te vertel nie. Ek het nodig om so te lewe, dat mense elke dag Jesus in my kan raak sien. Ek het nie nodig om met alle respek 'n Bybel onder my arm te hê nie, of 'n kruis om my nek nie. Ek het nie nodig om op straathoeke te gaan staan en die woord van die Here te verkondig nie. Al wat ek nodig het om te doen, is om so te lewe, dat ander mense Jesus in my sal raak sien. Of dit nou is om 'n vriendelike glimlag uit te deel. En of dit dalk net is om vir 'n oomblik stil te staan en te gesels. Weet jy nie hoe jy besig is om sy hande en voete in 'n gebroke wêreld uit te leef nie? Dalk kan jy vanoggend 'n Jesus vir iemand anders te wees. Wanneer jy môre werk toe gaan, jy het nie nodig om 'n predikant te wees om die evangelie van God te verkondig nie. Maar die manier hoe jy praat met jou werkers, die manier hoe jy praat met jou kinders, die manier hoe jy praat met jou vrou, so is ons besig om die evangelie van Christus te verkondig. En soos wat ek hierdie woorde sê, voel ek skuldig, want ek weet ek sukkel. Ek weet ek sukkel soms om vriendelik te wees. Ek weet ek sukkel soms om te vergewe. Ek weet ek oordeel soms. Maar ek weet die Here sê, en? Vanoggend wil die Here vir jou sê, soos dat jy vanoggend hier sit, met jou eie bekommernisse, jou vrese, dinge wat jou wakker hou in die aande, die gevoel van ek is nie goed genoeg nie, wil hy vir jou sê, jy is vergewe. Is 'n werkwoord dui aan, dat dit voortdurend is, iets wat besig is om te gebeur, die heeltyd. Dis nie jy was vergewe nie. Dis nie jy gaan eendag vergewe word nie. Jy is vergewe. Dieselfde soos jy is myne. Jy was nie myne nie. Jy gaan nie eendag myne wees nie. Jy is nou reeds myne. Aktief werkwoord. Hierdie prentjie is sekerlik een van die mooiste prentjies vir my, wat ek al ooit gesien het. Hulle noem dit First Moments in Heaven, waar hierdie dogtertjie hardloop na die arms van die Vader. En dit is 'n ware verhaal van 'n jong dogter wat gediagnoseer was met kanker en oorlede is, en iemand het hierdie skildery vir die male gegee. En gesê, kyk net daai glimlag op jou kind se gesig. Sy is verlos van alle pyn, alle tekortkominge. En my vrede en kalmte in die lewe is om te weet dat ten spyte van alles wat hier op aarde gebeur, die mooi en die lelik, gaan ek ook eendag so in Papa God se arms kan hardloop. Kan sê, Here, dankie. Dankie dat U my gekies het. Dankie dat U elke keer as ek probeer het om verskoning te maak vir my gesê het en. Dankie dat U elke keer wanneer ek gevoel het ek is nie goed genoeg nie, vir my gehelp het om my waarde te besef. Die wêreld gaan dit dalk nooit raak sien nie. Jy kan doen wat jy wil, jy kan so hard werk soos wat jy wil. Jy gaan dalk nooit daai bevordering by die werk kry nie. Jy gaan dalk nooit goed genoeg wees vir iemand anders nie.
Jy gaan dalk nooit die lotto wen nie. Jy gaan dalk nooit hier op aarde voel jy het jou doelwit bereik nie. Maar my gebed vir jou is om te weet, jy is vergewe. Jy is geliefd en jy behoort aan Jesus Christus. Die een wat sy lewe aan 'n kruis opgeoffer het, sodat ek en jy vanoggend kan sê, dat ons weet, ons is vergewe. Mag jy dit ervaar en mag jy weet, dat wanneer jy wil sê, maar Here, dat die Here vir jou sê, en jy is myne, jy is vergewe. Weet dit, glo dit, en hou vas daaraan, want deur sy genade het daar vir elkeen van ons genesing gekom, en sy genade is onbeskryflik groot. En daarom kan ons vanoggend weet, dat elkeen van ons wat hier sit, is meer as oorwinnaars. Amen. Here, dankie dat ons kan weet, dat ons aan U behoort, Here. Dankie dat ons vanoggend weet, dat ons elkeen wat hier sit, nie hier sit nie, vergewe is, Here. Nie omdat ons oulik is nie, nie omdat ons goed is nie, nie omdat ons slim is nie, maar omdat U is. Here, dankie dat ons nie nodig het om vir U op te staan nie, want U is God. Maar dankie dat U nog steeds ons elke dag kies, ten spyte van alles wat in ons daaglikse lewe aangaan, Here. Ten spyte van die foute wat ons maak, nou, in die toekoms of dalk in die verlede reeds gemaak het, Here. Dankie dat ons kan weet, U is getrou aan U woord. En Here, wanneer ons eendag hierdie aarde verruil, Here, vir die ewigheid, dankie dat U arms ook sal oop wees vir elkeen van ons. Dat ons dan ook sal weet, ons is tuis. Here, dankie vir U liefde en U genade. Gaan ook saam met elke ma vanoggend hier teenwoordig. Gaan ook saam met elke dogter en elke vrou, Here. My gebed is dat U elkeen van hulle sal seën en vashou. In U naam ontwil. Amen. Ek wil hê ons moet afsluit met die oorwinningslied. En dit is presies wat dit is. Ons is oorwinnaars, nie omdat ons oulik is nie, maar omdat God God is, en omdat Jesus vir elkeen van ons aan die kruis gesterf het, en ons kan weet, ons is gered. Kom ons staan. Lord, from praise to
Gemeente, mag jy ook vanoggend die Here se seën ontvang. En my gebed is, mag die Here jou seën, beskerm en bewaar. Mag hy die een wees wat vir jou hoop bring en vergifnis betoon, vandag, vanaand, maar ook vir altyd. Amen.